Goeiemôre, Gideon hier, Woensdag 16 Julie 2025. Ek het vandag iets op die hart wat ek graag wil deel met ons medevolksgenote. Kom ons verwys na ons medevolksgenote wat so 'n bietjie meer gegoede is as ons werklose, verarmde volksgenote. Dit is met julle wat ek vanoggend graag wil gesels. Ek is maar 'n ou wat stadig praat. Ek praat nie baie vinnig nie, maar terwille van die video sal ek poog om so vinnig as moontlik te kan praat, dat dit nie vir mense eentonig raak nie. 2004 bevind ek myself tussen werklose statistieke. Ek begin met 'n sabbatsrus vir 12 maande, maar ek moet besig bly en so eindig my pad, of begin my pad, met werklose manne. Werklose manne wat nie weet watter kant toe nie. En terwyl ek so met die manne werkswinkels hou, en ek sal later verduidelik wat ons in die werkswinkels gedoen het, en daar by my 'n gedagte opgekom oor Jesaja, waar die Here vra, wie sal ek stuur? En Jesaja antwoord en sê, hier is ek, Here, stuur my. So het ek die gevoel gekry dat die Here dalk met my praat, en ek het ook in daardie tyd 2005 meer bewus geraak van armoede in die witplakkerskampe. En het ek vanuit die goudvelde 'n bediening begin na van die kampe. Ek het baie kampe besoek oor die tyd en ek het gaan leer by die mense. Ek het op grondvlak gaan leer. Ek het nie met kospakkies begin nie. Ek het nie 'n kospakkie bediening en 'n invloedssfeer gehad om 'n kospakkie bediening te begin nie. Maar dit was vir my baie vinnig duidelik dat ek nie in die kospakkie bediening sal inpas nie. Ek moet iets kry wat ek sal doen wat anders is. Die rede daarvoor was gewees dat ek het die emosionele pyn van die mense begin beleef. Ek het geleer dat hulle sonder hoop is. Dat hulle sonder hoop vir die toekoms is, sonder hoop vir hulle kinders is. Dat hulle grootste kommer was waar die volgende bord kos vandaan gaan kom. Gaan my kinders vanaand honger slaap? Gaan my kinders nie honger slaap nie? Wat gaan ek doen om hierdie dag om te kry om kos te kry? Daar is talle verhale wat ek kan vertel oor kampe waar sekere mense in die kampe kos kry en anders nie kos kry nie. En dat daar ook 'n rangorde in van die kampe was en ek glo tot vandag toe steeds is. Alhoewel ek glo dit word vandag baie beter bestuur as in 2005, 2006, 2007 en so kan ek aangaan tot by 2014 en 2017. Dit het al beter begin gaan en glo ek teen vandag se tyd, soos ek gesê het, dat dit baie beter gaan met bestuur in kampe en dat daar 'n baie meer regverdige bedeling binne die kospakkie bedieninge is. Maar dit was my sleg om veral die manne te kry wat sit en rook om tafeltjies en wanneer ek met hulle gesels het, hulle moedeloosheid te hoor hoe hulle ervaring as man wees verloor het, as versorger van die gesin verloor het, dat hulle in depressie verkeer, iets wat hulle nie geken het nie, maar wat oor die maande en oor die jare oor hulle gekom het en dat hulle nie geweet het eens dat dit regtig depressie is nie. Hulle het maar net gedink dit is moed verloor vlakte. Die vroue het hulle liggame verkoop. Dit was vir my van die slegste tye en emosionele ervarings was gewees om 'n mamma te hoor wat vir my sê, oom Gideon, ek het nie 'n ander uitkoms nie. Ek moet my liggaam verkoop. Ek kan nie sien dat my kinders in die aand gaan honger slaap nie. Dit gaan rof daar buite
met ons volksgenote, met ons armgenote. Dit gaan nie goed met hulle nie. En daar is baie video's wat oor die land loop. Daar is baie versoeke om hulp. Vandag is daar nie meer baie mense wat in tente woon nie, maar in die tyd wat ek daar werksaam was, tot en met 2016, was daar nog baie mense wat in tente gewoon het, ou gelapte tente, klein tente, een gesin saam in 'n tent in. Wanneer dit reën, dan is alles sopnat binne in die tent, en in die winter slaap 'n gesin onder een kombers, of dalk is hulle gelukkig 2 komberse. Komberse is nie altyd beskikbaar nie, daar is net te veel mense wat sonder komberse in die winter ingaan, of althans net met 1 of 2 komberse. Manne slaap en die vroue slaap en die kinders slaap sonder matrasse. Daar is nie matrasse nie, hulle slaap op die grond. Daar is kanker in die kampe. Daar is mense wie se gesinne nie van hulle wil weet nie. Daar tot vandag is mense wat sterf in van hierdie nedersettinge, en as daar nog kampe is, sonder dat daar enigstens kind of kraai naby hulle is nie. Ek het ook ervaar dat hulle nie ou bene kou nie. Laat 50ers, vroeë 60e jare, dan sterf hierdie mense as vergete mense, maar net nog iemand wat deur die samelewing uitgesit is, deur die kinders vergeet is, gesinne wat in kampe gebore is, kleinkinders, grootouers met hulle kinders en kleinkinders wat in kampe woon, generasie op generasie wat in kampe gebore word, en daar is nie hoop, en daar is nie moed nie. Die wêreld buite hulle is onbekend, hulle verwys na ons hier buite as die mense daar buite. My lys kan aangaan en aangaan, maar vanoggend is my versoek dat mense wat kan en wat wil, regtig wanneer ons versoeke op ons sosiale media skry, wanneer ons video's skryf wat sirkuleer, WhatsApp skryf wat sirkuleer van groepe wat vra vir hulp. Daar is baie groepe wat vir hulp vra op video's, hulp vra op WhatsApp, hulp vra op Facebook, maar dit dring nie deur tot hart en siel nie. Mense, kyk met jou hart, kyk met jou siel, en reageer op daardie boodskappe. Jy het nog nie ons volk in nood gesien, as jy nie saam met hulle 'n brood gebreek het nie, as jy nie weke aan een saam met hulle gesit het om tafels nie, en na hulle harte geluister het nie. Jy het nie 'n idee as daardie man of vrou by die robot staan, hoe hulle voel en waardeur hulle gaan nie. Hulle is dalk 'n las vir jou, dalk draai jy ook jou oë weg en krap in jou handsak of kyk na jou dashboard of kyk links vir aankomende verkeer, wat ook al. Daar is 'n storie, daar is 'n verhaal agter daardie mense. En ek gaan so in die tyd, gaan ek heelwat verhale deel met die mense, dat ek net so 'n bietjie meer agtergrond kan gee. Vandag is ek nie so diep in die bediening nie. Ek is hier in my eie klein hoekie, met 'n klein bediening wat ek nog hardloop, maar daar is 'n groot behoefte by bedieninge wat daar buite is, wat hulp nodig het, en hulle kan met elke bietjie hulp doen. So my oproep is, mense, asseblief, praat maar met van ons motorwagte, knoop gereeld praatjies aan, luister na hulle stories, skei die kaf van die koring, en as hy dalk by hom 'n kaartmasjien het, deel maar 'n voetjie, betaal maar daai ou rand of wat ekstra bankkoste. Dit kos niks nie. Dit help net dat
'n man vanaand huis toe kan gaan en trots kan wees omdat sy gesin brood en botter op die tafel het. Tot 'n volgende keer groet ek julle en seënwense vir elke een.